Is jy al in die rig gesteek wat mense voor jou gesig vir jou glimlag, vir jou drukkies gee, vir jou sê hoe hulle vir jou is, maar dan draai hulle om, dan steek hulle in die rig, praat sleg van jou en kyk hulle jou gat kan toemaak by ander mense, as gevolg van jaloesie of wat ook al die rede mag wees. Mense wat regtig net een oomblik soos, ander oomblik soos, weet jy, is baie ouens wat ek ontmoet en al ken, en ek weet as ek rondom hulle is, praat ek nie baie nie. Hoekom praat ek nie baie nie? Want ek weet hierdie ou, hy sal nou hierso lekker saam praat hierso. En dan loop hy weg, dan gaan hy daar na 'n ander ou toe, praat daai ander ou sleg van hy, praat hy weer net so lekker saam daarso. En hy bly so tussen albei om te kyk of hy maar sy brood aan albei kante gebotter kan kry. En hy het nie tyd vir sulke ouens nie. Maar daar's soos plek wat jy in jou lewe al aangekom het, of selfs dalk nou tans is waar mense jou sleg hanteer het, ouens by jou gesteel het, ouens jou ingeloop het, ingedoen het, mense jou afgeskryf het, seer gemaak het, sleg van jou praat, sleg van jou familie praat, toes gesaai het tussen jou en ander vriende of verhoudings, en jy het baie goed dalk verloor, en dit was dalk net seer, of is dalk nog steeds seer. Jy weet, ek het 'n tyd lank deur so ding gewerk, waar mense my sleg gepraat het, en my seer gemaak het, en mense vir wie ek lief is. En het my lank gevat om deur dit te kom, want dit was seer, het gehuil oor dit, gehuil oor daai mense, gehuil oor hulle families, gebid saam met hulle, en ek kon net die release kry nie. En toe so 'n paar weke terug, staan ek een oggend in die gym, en die Here praat met my, sê Galasiërs 6:7, sê net wat 'n ou saai, is wat 'n ou gaan maai. En dit selfde geld vir my, maar in die oomblik het dit my geruk, want ek besef, net wat daai ou nou besig is om te saai, is wat daai ou gaan maai. En wanneer ouens verkeerde saad saai, oral waar hulle gaan, dan gaan hulle verkeerde oeste opbring, en hulle gaan nie daarvan hou nie. Maar dieselfde geld vir my, en ek moes toe bely, Here, ek is jammer, ek het net so van hierdie ou gaan praat, toe ek uitvind hoe hy van my praat. En ek het ook maar vir my close circle vertel van wat hierdie ou gedoen en gesê het, en dit was seer vir my gewees, en ek probeer dit verwerk, maar ek vra vandag vergifnis. En jy weet, in Matteus 5 wil ek 'n ding vir jou lees, hy sê, in Engels vers 43 sê hy, you have heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. Dan sê Jesus, but I say to you, love your enemies, bless those who curse you, do good to those who hate you, and pray for those who spitefully use you and persecute you. En dan sê hy, that you might be sons, sodat jy 'n seun kan wees of your Father in heaven. For he makes the sun rise on the evil and on the good. He sends the rain on the just and the unjust. For if you love those who love you, what reward do you have? As jy nie die ouens lief het wat lief is vir jou, wat se beloning is daarso? Do not even tax collectors do the same? And if you greet your brethren only, what do you do more than others? Do not even tax collectors do so? Therefore, you shall be perfect just as your Father in heaven is perfect. Hy sê, hoorie, as jy net lief is vir die ouens wat lief is vir jou, doen jy maar nie dieselfde as die sondaars nie. As jy nie die ouens groet wat jou groet, doen jy maar nie dieselfde as die sondaars nie. Nee, chom, jou job is om mense lief te hê. Hoe moet jy hulle lief hê? Jy bless hulle as hulle jou vloek. Jy bless hulle as hulle sleg praat van jou. Jy seën hulle as hulle jou haat. Jy doen net goeie goed. Jy bid vir hulle as hulle jou gebruik, as hulle jou sleg maak, as hulle jou seer maak. Jy bid vir hulle. So weet jy wat doen ek nie? Nou is daar so ou, hy het nou praat van my en die daai en dat. En wat ek toe gaan doen? Ek gaan sit, ek bid intentioneel vir hom. Bid vir hom, bid vir sy besigheid, bid vir sy familie, bid vir sy bediening, bid vir sy vrou, bid vir sy kinders, vriende, bid vir almal. En hoe meer en langer ek in gebed is, hoe meer begin ek God se hart vir jou ervaar. Nou bid ek later met regtig intentionality. Jesus, ek het so hard vir jou. Ek voel die Here is so lief vir jou. Ek voel my God sien dit raak en hy heilig. Jesus Here, ek kan nie glo die ou doen dit nie, maar hy het so 'n plan met sy lewe. Dan bless ek hy ou. Jy seën hom met alles wat jy wil hê iemand jou moet seën. Jy bless hom met die langste vakansie in Mauritius. Jy bless hom met die meeste finansiële voorspoed wat 'n ou al ooit gehad het. Jy bless hom met dit, want dit is goedjies wat jou hart dalk wil hê of jy sal geniet dit. En dan bid jy vir hulle. En as jy kan, doen jy net 'n goeie ding. Weet jy wat doen ek? Ek saai sommer 'n saad. Ek kry sommer ou se rekeningnommer ergens en betaal geld in sy rekening. En hy hoef nie van my te hou nie. Ek wil hom net bless. Ek het dit al baie gedoen. Nee, ek bless sommer net daai ou. Ek kan hoor hy ou praat nie lekker van my by ander mense nie. Ja, saai ek sommer 'n saad in sy rekening in. Dan bel hulle my. Hey, baie dankie vir die saad man. Ja, bless jou chom. Jy's mag jy geseënd wees in alles. En dan seën ons daai ouens. Dit maak ons vry. Weet jy, die ou gesegde sê, as jy ouens nie vergewe nie, is goed, jy drink gif en hoop hulle gaan dood. Nee, ons spreek ouens vry, ons seën hulle, ons bless hulle, ons bid vir hulle, sodat ons perfek kan wees, soos ons Pa in die hemel perfek is. Hier sê hy, wanneer jy hierdie goeders doen, nee, dan kan jy 'n seun van jou Pa in die hemel, 'n seun van God wees, van jou Pa in die hemel, want jou Pa in die hemel, laat die son skyn op die regverdiges en die onregverdiges. Hy lê reën val op die onregverdiges
en die regverdiges en onregverdiges. As jy raak soos pa, imagine Jesus hanteer jy soos wat jy ander mense hanteer, jy sal dit nooit maak nie. Ons moet vandag soos pa in die hemel raak. Vader, ek dankie dat jy 'n goeie pa is, dat jy 'n goeie voorbeeld is. Vandag vra ek Here dat ons vyande vergewe, net soos wat U ons vergewe. En seën hulle vandag, seën hulle met die lekkerste, mooiste huise, seën hulle met gesonde lewe, seën hulle met finansiële strome van die noorde, die ooste, die suide, die weste, seën hulle met besighede, seën hulle met kreatiewe idees, Vader. Ek dank Here, seën hulle huwelike, seën hulle kinders, seën hulle vriendskappe en verhoudings, seën hulle bedieninge, besighede. In Jesus se naam, ons seën hulle vandag en ons spreek hulle vry en ons dank U, Here, dat U ons help om hulle te kan sien soos wat U hulle sien, sodat ons hulle kan lief hê soos wat U hulle liefhet, in Jesus se naam. Amen. Voordat jy gaan, wil ek jou vandag bedank dat jy deel is van hierdie groot bedieningsspan. Elke keer wanneer jy 'n video like op dit, comment, share en finansiëel bydra tot hierdie bediening, maak jy dit vir ons moontlik om die woord van God verder te vat. Daar's 'n groot sieleoes wat op jou rekening gaan kom, elke keer wanneer jy betrokke raak by wat die Here besig is om te doen deur ons bediening. En ek waardeer jou opreg. Vandag wil ek jou net seën met die seën van die Here. Mag jou pad gelyk wees vorentoe, gesondheid by jou wees, goedheid en guns jy net al die dae van jou lewe volg. Mag vandag die beste dag van jou lewe wees. Die Here seën.